sorrow. Wat het ons nou eintlik raak gelees? Want nou kom ons by die plek, ons het nog gepraat oor die bloed en hoe kosbaar dit is, en Jesus is God, en nou kom ons by die plek van hy is die instrument. Waarom is dit belangrik? Ek wil vir julle gaan sê, gaan lees 'n bietjie. Dis nou hier tussenin gooi ek sulke stukkies ham net so uit. Nou die hammetjie wat jy nou gooi, is, gaan kyk na die verbond van Abraham. Jy sien, daar was 'n vuuroond en 'n fakkel, en hulle het tussen die diere deurbeweeg. Ons het dit gedeel, toe ons gepraat het oor die ou antieke verbond. Dis God die Vader en Jesus Christus wat geleef het, terwyl Abraham geslaap het. Wie het aan Golgotha die verbond gesluit? God die Vader en God die Here Jesus Christus. Ons moet net deel word daarvan. En die manier hoe ons deel word, is deur die bloed. Ain't that exciting? So, wat het nou gebeur? Hy gaan die instrument aanwend. Nou moet ons net teruggaan. Kom ons kyk net 'n bietjie. Onthou nou, Adam en Eva is in die tuin. Eva eet die hele familie uit die tuin uit. God die Vader kom, en hy sit 'n gerub. Om hulle te herinner van dit wat hulle aangevang het, sit hy daai gerub in die gordyn in. Hy was ingeweef in die gordyn in die tabernakel. Eventueel in die tempel. En toe almal nou sit, 3 die middag te sterf Jesus, toe kloof die gordyn. Waarom? Want God die Vader deel met die gerub, wat jou herinner in jou sonde. Waarom? Want Jesus het gedeel met sonde. Hy was die instrument. Waarom het hy dit gedoen? Want God het 'n versmagting gehad om met jou 'n verhouding te hê. Hy het nie vir jou 'n way out gegee nie. Hy het nie net die verbond wat hy gesluit het met Israel, met die offer van diere en goed, net vir jou 'n ander lam gegee nie. Hy het vir jou iets niets kom stel. So nou kom ons en ons sê, hy gebruik hier die instrument om die finale offer te bring. Sodat daardie instrument vir ons die weg kan oopmaak. Nou moet ons mooi kyk. Kyk 'n bietjie weer, en ons lees 'n bietjie daar in Hebreërs 2 uit. Kyk hoe beskryf hy daar, hier in vers 15, die instrument van bevryding. Hy begin so, that he might deliver and completely set free. Stop. Dink. That he, dis Jesus, so that Jesus might deliver and completely set free all those who through the fear of death were held in bondage. Hoor mooi. Hy het gekom dat die mense wat die vrees gehad het vir die dood, vrygestel kon word. Ok, maar ek dien die Here. Ek hoor broer. Sondag is ek in die kerk, ek hoor, ek verstaan. Ek was elke Sondag daar. Partykeer het my pa my nog geslaan om daar uit te kom, maar die kerk is hier gaan swaar. Nou al wat ek in die kerk gedoen, ek het gewag dat die predikant preek, en dan kyk ek op die horlosie. Jy weet, dis daai ene wat jy wag, en jy wag, en jy wag, en jy wag. En 'n deel van jou anatomie word so seer, jy weet nie waar om heen te gaan, en as jy weer kyk, is net 3 minute weg. Dis hoe dit gewerk. Ok. Nou kom ek en ek sê, dink net 'n bietjie daaraan. Hy het gekom om ons vry te maak. Ek het een keer 'n ding gelees
of gehoor van 'n ateïs, en ek weet, hierdie gaan 'n klomp mense omkrap, maar ek wil jou vertel, en die grote meerderheid, waaroor gaan hulle nou verskriklik omgekrap raak, oor die volgende storie. Ek het 'n ding geluister, of gelees, ek weet nie waar ek het gekry nie, van hierdie debat hierdie debat wat plaasgevind het tussen die ateïs en die pastoor. Man, en ek wil jou vertel, dit was 'n lewendige debat. Dis amper soos Max de Pre wat jy saam met Ramaphosa aan een vertrek sit. Toe hulle so halfpad is, toe sê die ateïs vir hom, "But I know there is no God." En die pastoor sê van, "Why do you say that?" Hy sê, "Take the average Christian, tell him that he's got cancer and is on his way to pass away. And then he starts crying for meeting the God that he's trying to get to all his life." Dit was nogal 'n shocker. Want ek moet my lewe daaraan meet. Kan ek vrees? Want ek gaan my pa ontmoet. Hallo, hoe klink dit vir jou? Want ons moet verstaan, as jy blaai na Hebreërs 7 toe, en jy gaan kyk, jy hou jou vinger daar by Hebreërs, en jy gaan kyk na Hebreërs 7 vers 25, en dit spreek het presies aan, want hy sê, "Therefore he, Jesus, is able to save to the uttermost." Hey, tapasandas. Is able to save you to the uttermost. Hoor, wat is die verduideliking? Nou baie mense verstaan nie die Amplified, hulle sê, die mekaar, net 'n bietjie reglees. Okay? Reglees. Onthou, die Grieks, soos die oom nou al uitgevind het, 'n woord kan 'n klomp verskillende aanpassings hê. 'n woord wat hulle oor vertaal hulle na die beste wat hulle kan, maar dan gee hulle die ander tipe vertalings ook. Dis gewoonlik in ronde hakies. Luister wat staan tussen ronde hakies. Completely, perfectly, finally, for all time and eternity. Met ander woorde, die woord uttermost in die Grieks, ek weet nie wat dit is nie, dink nie, dit sal ek in uitspreek nie. Met daai woord, uttermost, so verskillende nuances en verduidelikende vertalings in Engels kan beteken completely. He was able to save you completely, perfectly, finally, and for all time and eternity. Dis awesome, is dit nie? Those who come to God through him. In ander woorde, vir die wat deur Jesus by God die Vader uitkom, kan Jesus maar absoluut vrymaak. Nou kyk jy, nou praat jy met daar van die intercession. Dis nie die punt wat ek wil maak nie. Ek wil hê julle moet mooi kyk. En nou kom God die Vader en God kom self en hy word mens. Jesus die instrument. Maar wat doen hy nou? Nou sit hy hom in die plek van die hoëpriester. So ek en jy het 'n hoëpriester. En daai hoëpriester het hierdie offer gebring deur homself aan die dood oor te gee. Sodat jy volkome vry kan wees. Hebreërs 9 vers 25, lees sommer daar uit. Draai hom net so om, hy is net hier aan die ander kant van die bladsy, nog 'n bladsy om, okay. Nor did he enter in, kyk is die vierkantige hakies, okay, kom ons praat vierkantige hakies in die Amplified, dan gaan jy dit ook verstaan. Dit is nie 'n vertaling van die Grieks nie. Dis 'n verduideliking van wat hulle probeer sê. Is dit nie beautiful? Maar as jy dit eers verstaan, is lekker Bybel hierdie hoor. Ronde hakies, wat sê dit? Die verskillende vertalings wat jy kan inlees, omdat die Griek so 'n wye nuance sê. Vierkantige hakies verduidelik die woord se vertaling.
Nou hier sê hy, nor did he, dan sê hy, enter into the heavenly sanctuary, to offer himself regularly again and again as the high priest entered into. Wat sê hulle? Hy was die hoëpriester. Maar hy het nie aan mekaar offers gebring nie. Waarom het hy nie aan mekaar offers gebring nie? Hou net aan lees. But as it is now, Jesus has once for all the consummation and close of the ages appeared and put away and abolished sin by his sacrifice. Dis nou weg. Jy sien, nou ontstaan die vraag, maar nou wat beteken dit? Want ek is sy seun. Jy sien, en wat was die groot debat net toe ek nog die Here aangeneem het 80 jaar terug? Broer, wat gebeur nou? As ek nou hierdie geweldige sonde gepleeg. Nou, die oomblik wat ons praat van 'n geweldige sonde, dan is dit nou altyd een of ander ding hier buite die eg. So ek het nou 'n bietjie by die buurvrou gaan kuier, nou stap ek oor die straat, want ek is haar buurman aan die ander kant van die straat, en toe trap die kar my, en waar gaan ek nou heen? Man, ek wil jou vertel, dit was 'n twisvraag, soos jy nie kan glo nie. Ek wil net een ding vra. Nie 'n duidelike antwoord nie. My kind is my kind. Hy bly my kind. Maar, wat is ons intimiteit? Dat ek hierdie kind, met wie ek nooit ergens sit nie, hy is my kind. Hy gaan erf net soos die ander. Maar ons twee het geen intimiteit nie. Hoe kan ek hom inbring in intimiteit doen? Kyk in vers 28, nog steeds by Hebreërs 9. Even so was that Christ, having been offered to take upon himself and bear as burden the sins of many once and for all. Daar's dit weer daai begrip. Hy het daarmee gedeel. In Hebreërs 10 vers 12 kan jy nota maak. Hebreërs 10 vers 14, hier is die uitklop hou. Dis wat Satan mooi net op die ken geslaan het. For by a single offering, he has forever. Dis nie net tot volgende Sondag nie. He has forever completely cleansed and perfected those who are consecrated and made holy. Okay. Hierdie hoëpriester het ingegaan. Sy bloed gaan uitstort in die tabernakel in die hemel. Nou, ek wil julle vertel, hierdie goed is redelik, dit is nogal redelik serieus hierdie. Wil ek hê julle moet sien. Hy het 'n nuwe verbond daar gestel. Met ander woorde, hy het 'n nuwe verbond vir ons ingelyf. Hoor nou mooi. Hoe het hy dit gedoen? Want hy het eens en vir altyd met alles gedeel. Dit sien jy weer 'n keer in Hebreërs 8 vers 12. For I will be merciful and gracious towards their sins, and I will remember their deeds of unrighteousness no more. Jy sien, dit sukkel ons mee, maar ons net verstaan. Kyk wat sê net in die volgende vers. When God speaks of a new covenant agreement, he makes the first one absolute. Hoor wat sê die skrif. Die eerste verbond, en as jy gaan luister na die vorige opnames, dis die verbond van Israel. En ons is vandag nog vas aan hom. Want niemand het vir ons vertel as dit erfenis nie. Almal het vir ons gesê, jy is 'n arme sondaar en jy leef in Central Park as 'n boemelaar. My goodness. He made the first one absolute. Wat is die ander tipe vertaling, ronde hakies? Out of use. And what is absolute
Wat dit beteken, out of use and annulled is ripe for disappearance and to be dispensed with. Die onderskeid tussen die nuwe verbond en die ou verbond. Jesus het dus eenmalig met ons sondes gedeel. Kyk by Hebreërs 10 vers 18. Nou wat ek gedoen het, die skrifte sê julle sien, ek moet so saam groepeer onder die verskillende hoofde, sodat dit een vloei kan word, ek moet die hele boek ontleed. Kyk na vers 10, kyk na Hebreërs 10 vers 18. Now where there is absolute remission, ronde hakies, forgiveness, cancellation of the penalty of the sin, there is no longer any offering made to atone for sin. Dit is wat Jesus kom doen het, deur sy bloed. Deur sy bloed het hy gekom, aan die kruis gehang, gedeel met die ou verbond, en 'n nuwe verbond in plek gesit. Die probleem is, daai nuwe verbond is 'n nuwe kontrak met God, met nuwe beginsels. So, my erfenis kan ek alleen beleef aan die hand van die nuwe verbond. Ek kan nie die ou verbond se terme gaan toepassing maak op my erfenis nie. En dit gaan baie belangrik raak. Daar is weggedoen met die rituele. En ons het nou 'n lewende toegang tot God, Hebreërs 9 vers 8. Maak 'n nota, laat jy gaan kyk. Nou kom ek en ek sê, weet julle wat? Op hierdie stadium moet jy om so kan kyk en sê, weet jy, ek verstaan. Het 'n nuwe verbond daar gestel, het 'n nuwe verbond vir my gegee. Ek hou vas aan 'n ou verbond, want dis hoe ek geleer is. Maar hoe lyk my nuwe verbond? Ons probeer 'n nuwe verbond sy erfenis instap deur die beginsels van 'n ou verbond. Hoe donkie wees en asemhaal. I mean, dis nie incredible. Om dit te kan verstaan wat hier gebeur het, dat ek in hierdie verbond ingestap het. Wil ek hierdie voorbeeld gebruik? Nou het ek gekom, en ek het nou net, jy weet, dit het nou nie gebeur nie, so, byt vast. Maar nou het ek klaar geswat, en nou begin ek, nou is jy 'n jong prokureur, en nou trou jy kry aanhangsels, en allerlei goed, en nou moet sy huis koop, nou gaan ons na my pa toe, en nou sê my pa vir my, nee, dis reg. Nou sê ek, pa, hake pa sente daar. En dan gee hy vir my die geld, en dan koop ek my jou eerste ou huisie, en nou betaal ek hom af. Maar eintlik sê, my pa wil nou nie eintlik betaling hier nie. Maar hy leer my nou, dan sê ek vir hom, nee, ek wil 'n man wees op my eie voete. Jy weet die Afrikaner met sy arrogansie. Ja, ek het 'n groot deel daarvan geërf. So nou kom ek met 'n eie ding. Nou sê pa, nee, is reg. Maar dis nie my hart nie. Dis nie sy hart nie. Nou betaal ek. Die dag as ek klaar betaal het, dan is my huis. Dan sal hy vir my die huis gee. Dan sal ek instap in dit wat hy vir my weggeleen. Maar ek gaan betaal, oh goodness gracious, daar COVID op. Wat maak jy nou? Hier is nou verby. Nou kanselleer hy kontrak, want ek kan nie betaal nie. En nou kyk my pa en sê, kyk nou, ek wil jou wys, jy kan nie. Ek het nou vir jou gewys, my seun, jy kan nie. Dis hoekom ek daar is. Daai kontrak is gone. Wat doen pa? Hy stel 'n nuwe kontrak daar. Hy betaal die prys. Hoe's daai? Hy betaal die prys, neem oordrag, hy gee die oordrag vir my, die huis is daar, en hy sê, my seun, kom trek in, hier is jou erfenis. Nee, ek wil nou eers daai prys betaal wat ek nie kon betaal nie.
Hoe mal kan jy wees? Ag, Here, help ons. Dis waarom ek vir jou wys, my pa, Jahwe, God die Vader, het sy seun gestuur om daardie prys te betaal. Ek wil net intrek. Nou kan ouens natuurlijk staan en sê, nee, wel ek bly buite. Wel, dan bly buite, chom. Jy gaan nie intrek nie. Dit kan ek vir jou vertel. Dit is baie belangrik. En ja, wat baie belangrik is om te verstaan dat toe Jesus se bloed vloei, toe Jesus se bloed gestort word, wat presies het eintlik daar plaasgevind? Wat het presies? Nou ons weet nou hoe kosbaar is die bloed. Ons weet nou al lig en lewe is in daai bloed. Okay. En wat is dit? Dit is belangrik om dit te verstaan. En ek dink wat ons moet doen is gaan net 'n bietjie terug na hierdie skrifte toe. Want wanneer ons by die bloed van Jesus kom oor die spesifieke werking daarvan, gaan dit nogal baie belangrik wees. Baie belangrik om mooi die agtergrond te verstaan. Come to the fountain, dip your heart in the